Kom ons staan sommer net so, sluit gou jou oë vir 'n oomblik. En kom ons herinner onsself gou net wat het ons nou net gesing. Here, ek wil sing van u liefde. Here, ek wil 'n persoon wees wat u liefde gaan uitstraal. Here, kom en kom gebruik my. Waar ons harte dalk partykeer onseker is en ons harte is dalk geroerd deur wat aangaan buitekant in die wêreld. Kom ons en ons kom maak hom stil. Want hy behoort nie net aan my nie, hy behoort aan God. My hart sal sing van u liefde. Heilige Gees, dankie dat ons die voorreg het om u naam te kan aanroep. Here, te kan sing van u goedheid. Here, seën elke liewe persoon hierso vanoggend. Seën hierdie diens. Here, dankie dat u reeds ons harte kom voorberei het vir die woord wat nou gaan uitgaan. In u naam bid ons dit. Amen en amen. Dankie, u kan u sitplek neem. Wat 'n voorreg. Kyk, ek het vanoggend nogal 'n bietjie koud gekry en toe dink ek gaan 'n baadjie aantrek, maar toe ek in hierdie saal instap, toe besef ek is nie meer so koud nie, is baie lekker. So kyk gou na die persoon langs jou, sê vir hom of haar baie welkom. As jy nog nie welkom geëet is nie. Hierdie moet jou plek wees. Hierdie is ons plek. So, hulle het gesê, hulle sal vir my 'n kansie gee, vir die graad 11 en die graad 12, as ek dit binne 12 minute hou, so ek gaan gou 'n timer opsit, en dan myself toets, en kyk wat gaan gebeur. Nee, ek grap sommer, dis my 'n wonderlike voorreg. Ons het ons graad 11 kursus, ons graad 11 412 kursus, wat vandag is 'n voorstelling en seëning is, en ek gaan hulle elkeen gou vorentoe roep, en ek gaan hulle by die naam roep. Julle kan sommer hierso voor in 'n ry kom staan, en eerste vir my kyk, Jaco de Bruin, en dan Reinhard de Bruin, Heinrich Strydom, Armand Griesel, Zander, waarso is Zander, ek kan nou nie sy van onthou nie. Ek is so jammer, Zander. En dan Nodee van der Merwe, Andrew Kielder, Divan de Waal, Roan van Staden, Armand Skutte, Wian Miller, Jaden Niehaus, Chandrey van den Berg, Simonay Minnar, Lara Minay Broekshaw, Kylie Strydom, Zanay van As, Alusha, wat is jy van Nation? Ek maak 'n grap. Karin Knight, Jewandi van Sail en Twanay Ruling. Hierso is hulle. Kyk, en het hulle nou nie gedres vir die occasion nie, hoor. Hierdie manne, ek haal my hoed vir julle af. Dames, wel dan. So ek gaan eers vra dat julle vir my kyk. Ek gaan eers met julle gesels en julle in die oë kyk. Ons het so 'n paar weke nou al saam spandeer, en om dit te highlight, het ons ook 'n kamp gehad. Nou, ons gaan nie uitbrei oor die kamp nie, want wat op die kamp gebeur, bly op die kamp, maar die ouers het my verseker, hulle is anderster mense, so wat ons ook al gedoen het, het gewerk, nee. Daar is 'n paar klere wat ons moes weggooi, maar dis ook oké, dis 'n goeie ding. Maar ek wil vir elkeen van julle net gou herinner aan ons 412. Hoekom ons dit 412 noem? En dit moet eintlik half gegraveer wees op jou hart. En dit kom uit 1 Timoteus 4 vers 12. En hier kom Paulus en hy kom beskryf die hele situasie, dat hy lei mense op en hy stuur hulle om gemeentes te gaan empower, gemeentes te gaan equip. En dis hoekom hy hierdie brief geskryf het vir Timoteus. En die hele opdrag, sy hele sending, sy hele opdrag, is vasgevat in hierdie 3 verse. Hy sê, hiervoor soeg en veg ons, want ons hoop
is op die lewende God, wat die verlosser is van alle mense, en veral van die wat glo. Vers 11. Gee instruksies oor hierdie dinge, en onderrig die mense daarvolgens. En hier kom die kruks, die 12, die vers 12, wat ons eintlik half moet memoriseer. Moenie dat enige iemand minder van jou dink, omdat jy jonk is nie. Dit gee nie vir ons 'n status, dat ons kan breëbors rondklip, en ons gaan nou, okay, Paulus het gesê, moenie laat mense minder van my dink, en ons amper half hierdie arrogansie en wintigheid moet kry nie, maar hy gee vir ons toestemming, om deur humbleness mense te gaan serve. Moenie dat enigiemand minder van jou dink, omdat jy jonk is nie. Maar, hier gee hy die T's en C's. Hy sê, wees 'n voorbeeld vir alle gelowiges, deur wat jy leer, in die manier waarop jy lewe, in jou liefde, jou geloof, en jou integriteit. Kan ek vir jou sê dat daar gaan geleenthede wees na skool, op universiteit, in die werksplek, waar die vyand kom en hy gaan dit orchestrate om jou integriteit te probeer steel. Sodat jy moet besluit te maak, is dit nou God of gaan ek die wêreld dien? Wie gaan ek dien? En dis waar ons nou vir julle elkeen wil sê, moenie toelaat dat die vyand jou integriteit steel nie. Hierdie kursus, hierdie 412 kursus wat ons gehad het, is 'n geleentheid gewees, sodat ons vrae kon vra, bietjie dieper delf, harde vrae vir mekaar moet vra, en mekaar so bietjie in die oë kyk. Ek gaan vra dat die 4 leiers ook vir my vorentoe kom, Arno, Dean, Erika en Chanel, en vir julle dan nou sê, om hierdie verder te vat, want die kursus na vanmiddag, is dit klaar, dan gaan ons mekaar dalk nie meer so gereeld sien nie, wat dalk 'n goeie ding is, nee? As jy gesmile het, dan is jy die skuldige ene. Ek graag. Maar, elke leier hierso, gaan vir jou geskenk gee, as 'n herinnering, en 'n boublok, eintlik half daai cornerstone, waarop jy jou lewe kan baseer. Daar's 'n chocolate daar binnekant, moenie 'n lewe bou op die chocolate nie, dit gaan baie vinnig smelt, maar daar's 'n blou boublok daar binnekant, en daar's iets waar jy op kan uitbrei, so 'n bietjie sê, Here, ja, hierdie lewe, ja, het gaan fantasties wees, want ek gaan dit saam met u doen, jy gaan dit nie alleen doen nie. En nou, gaan ek julle vra om te draai, en vir die gemeente te kyk, en dan vir jou berus, en vir jou sê, dat hierdie gemeente wat hier so voor jou sit, al hierdie mense, is lief vir julle, hulle families is hier, want hulle weet, wat so groot dag het is, hulle weet wat se besluit jy gemaak het, om Jesus Christus te volg, en hulle is hier om jou te ondersteun, om jou te help. Hier so 'n paar, wat so 'n paar meer situasies gehad het as ons noem hulle nie die ouer mense van die gemeente nie, net meer ervare mense van die gemeente. En doen jouself 'n guns, gaan drink 'n bietjie 'n koffie, saam met so 'n paar van hierdie meer ervare mense. So leiers, julle kan vir elkeen gou 'n geskenkie uitdeel. Die donkerblou is Arno se groepie, okay, ons het hierdie. Hy is gewigtig, nee, ja. Hulle gesê daar gaan 'n baksteen wees daar binne. Maar ons gaan hierdie ook net doen as simboliek. En dis hoekom ek besluit het, ek gaan ook hier so onder kom staan. Net soos wat Paulus vir Timoteus uitgestuur het.
gaan ons as gemeente nou vir julle sê, ons gaan julle seën en ons gaan julle gaan uitstuur. Of jy nou na matriek universiteit toe gaan en of jy nou gaan begin werk of waar ook al jy jouself bevind, weet ons dat die Here gaan jou gebruik. Weet ons en kan ons vertrou dat jy gaan jou lig gaan skyn daar buitekant en 'n inspirasie wees en jou getuienis deel. So gemeente, ek gaan vir julle vra wanneer ons nou vir hulle gaan bid, net jou hand uit te reik hier na vorentoe en kom ons stuur hulle, kom ons seën hulle, kom ons bless hulle. Kom ons sluit die oë. Amen. Amen. Dis sy, julle mag gaan sit. Die graad 12 moet asseblief agterbly. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Hulle Dan gaan ek die ander graad 12 roep wat ook saam met ons hierso is vir oggend. Die eerste ene. Well done. Hou hom vas, hou hom vas. Das sy. En ek weet nie of u bewus is nie, maar hierdie graad 12 begin Woensdag met hulle laaste skooleksamen. Hopelik, hulle laaste ene. Nee, ons die eindeksamen. Dis grap sommer. Ons weet dit gaan die laaste ene wees, want dit gaan goed wees en ons gaan dit saam met die Here doen. So terwyl julle hier so staan, wil ek net gou iets oor julle uitspreek. En dit kom uit Kolossense 4 uit. Ek gaan dit dan ongelukkig in Engels doen, maar ons verstaan. Nee, julle gaan goeie punte kry in Engels ook. May you go with the courage of Mark, who once turned back but found grace for a second chance. May you go with the humility of Onesimus, who made things right and discovered the freedom of forgiveness. May you go with the focus of Archippus, who was challenged to listen to the call of God and not delay. As you step into new chapters, may your mistakes become wisdom. May your apologies become healing and your calling become clear. The God who began a good work in you will be faithful to complete it. Go in grace, go in peace, and go in purpose. Wanneer jy klaar maak met skool, gaan dit amazing wees. Daai vryheid gaan jou partykeer oorweldig. Maar dit gaan goed wees, want ons weet dat die Here is klaar besig om 'n goeie werk hier binnekant te verrig. En hy gaan jou nie alleen los nie. So ons is baie opgewonde. En oor so 'n paar weke gaan ons sien, as jy gereeld kerk toe kom, okay, dit nie so great gegaan nie. As jy gereeld kerk toe kom, dan weet ons dat dit great gegaan. Okay. Die punt wat ek wil maak is, kom gereeld kerk toe, dis al wat ek gaan sê. Sluit julle oë, kom ons dra hulle ook op voor hulle eindeksamen. Here, ons kom nou na u toe, Here, en ons vra u om hierdie graad 12 te seën. Here, hierdie graad 12 te vat. Here, vir hulle rustigheid, kalmte te gee. Here, dat hulle weet, hierdie laaste skooleksamen gaan amazing wees. Daar gaan nie angs wees nie. Here, kom gee vir hulle rustigheid en vrede. Here, mag hulle goed doen hierdie eksamen. Here, mag hulle purpose vind in hierdie eksamen. Here, en mag hulle terugstaan na die tyd en sê, joh, die Here het regtig ingegryp, hy het gehelp, en u dank daarvoor. Seën hulle, Here, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle mag nog nie gaan sit nie, ons het ook vir julle 'n geskenkie. So sorry Erika, jy gaan nou laps moet doen vanoggend hierso. Ek gaan dan vir Herman vorentoe roep, hy gaan vir ons die woord bedien en ons kan nie wag om te hoor nie. Dankie Herman. Sy, baie geluk. Ek wil vanoggend ook net vir Dani baie dankie sê.
Ons het lank gesoek om Dani te kry. Het ons 18 maande gevat om die regte jeugleier te kry en ons is so dankbaar Dani dat jy deel is van ons en dat jy so 'n wonderlike werk doen in die jong mense se lewens. Kom ons sê vir Dani dankie. So oplet met Dani, hy moet 'n baadjie aantrek, maar sy enkels is altyd oop. Sal dit nie verstaan nie. So net 'n paar goed onder julle aandag te bring is ons mannebediening kom Dinsdae aande bymekaar. As jy wil aansluit, as jy meer as welkom om na die tyd met Willie te praat by ons e-desk en dan ons klein groepe kom ook Woensdae aande bymekaar in The View en jy's welkom om daarby te kom aansluit omtrent 7 uur. So ons is in die tweede helfte van Ontwaak. Die eerste 6 weke is verby van ons reeks Ontwaak en ons fokus op fundamentele boublokke wat jy as 'n Christen in plek moet hê in jou lewe sodat jy Jesus werklik kan volg en sodat jy 'n ware disipel word en bly groei. Nou, die probleem is, en ek gaan hierdie probleem vir julle verduidelik, aan die hand van navorsing wat onlangs gedoen is en gepubliseer is. En die titel van die navorsing was 18 is the new 12. En ek dink is nogal gepas dat ons matrieks hierso was, want wat hierdie navorsingsstudie wys, is dat 18-jariges van vandag het dieselfde emosionele volwassenheid van 12-jariges in die 1990s. Ek weet ons tieners is 'n uitsondering. Dani het hulle gehelp om vinnig oud te word. Maar dit is 'n wêreldwye probleem. 18 is die nuwe 12. Die emosionele volwassenheid van 'n 18-jarige vandag is dieselfde as 'n 12-jarige in die 1990s. Mense praat van die comfort culture. En kom ons wees eerlik, ons lewe in 'n verbruikerskultuur. Het jy dit al agtergekom? Goed word geskep om die lewe vir my en jou makliker te maak. Wie kan 'n TV onthou sonder 'n remote control? Enige iemand? Ja, ek was my pa se remote control toe ek groot geword het. My maat uit die kombuis uit geskree, "Du Plessis, sit sagter daai gemors." En dan moet ek langs die TV sit en sagter sit voordat my ma en my pa weer 'n fight het. Maar die realiteit is, iemand betaal die prys vir jou gemak. Is dit nie waar nie? Julle verslaafdes aan 60-60. Ek word in die rye van Checkers onderste bo gehardloop, dat hulle daai goed by jou huis kan kry in 60 minute. Kom ons raak ernstig, die Amazon realiteit. Die gemiddelde werker in Amazon se fulfillment center en distribution network hou 18 maande. Dan is hy of sy totaal en al uitgebrand. Die slogan Customer First lei tot uitbranding, siekte en dood in hulle warehouses. Daar's mense wat nie tyd het om hulle insulien te neem nie en dan kry hulle hierdie aanval as gevolg van hulle suikervlakke en insulienvlakke en hulle gaan dood. 67% van Amazon se werkers kry nie tyd om badkamer toe te gaan nie en urineer in bottels terwyl hulle werk. Iemand betaal die prys vir jou gemak. Ons gebruik vandag AI companions. Dis interessant, ek het hierdie week gelees, 72% van tieners gebruik AI companions. Wat is 'n AI companion? Dit is 'n chatbot met wie jy kan praat as 'n tiener, maar hierdie chatbot gee vir jou eensydige, konstante, positiewe bevestiging en aanvaarding. En daarom as ons kinders in die regte wêreld uitbeweeg en hulle word gekonfronteer met die realiteit van hulle eie swakhede en tekortkominge, kan hulle dit nie hanteer nie. Dit kan nie net eensydig en positief wees die heeltyd nie. Sien, ons almal hou van hierdie gemaksones en om goed vir onsself makliker te maak, want ons is bang vir pyn
en lyding. Ons weet nie wat om te doen met pyn en lyding in die lewe nie. En ons is oortuig dat die ultimate lewe is een van ultimate gemak. Maar wat is sentraal tot ons geloof? Kyk wat sê Jesus vir sy disippels in Matteus 16 vers 24. Hierdie sê party mense is die grootste disippelskaples wat hy sy disippels gegee het. Ek lees dit uit die Message. Hy sê, "Then Jesus went to work on his disciples. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am. Don't run from suffering, embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want, but lose yourself?" Baie mense kom praat met ons as leraars en sê, "Herman, daar's iets verkeerd in my lewe, daar's soveel slegte goed wat my gebeur. Ek het hierdie goeie goed probeer doen en ek het goed probeer opgee, maar dit werk nie." Ons het hierdie verwagting dat alles die heeltyd met ons moet goed gaan en as dit nie doen nie, dan is daar iets verkeerd en daarom wil ons nie verder opoffer nie. Die storie van Christendom is een van opoffering. Ons sien dit in Jesus se lewe. Ons sien dat hy offer sy trots op in Johannes 13. Hy is die een wat sy disippels se voete was. Hy is die een wat sê, "Okay boys, ek sal dit doen as julle nie wil nie." En hy gee sy trots op, maar hy wen respek vir eeue daarna. Dis die manier om te leef. Gee op jou trots. Hy gee sy reputasie op. Hy meng met sekswerkers. Ons sien dit in Johannes 8. Hy kom op vir hulle. En daarom 2000 jaar later weet ons, dat maak nie saak wat ons gedoen het nie, ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan, want hy aanvaar jou, maak nie saak wie jy is nie. Jesus het nooit mense geestelik geïntimideer nie, hy gee daai reputasie op, hy gee sy lewe op. Ons lees dat Johannes skryf in een van sy briewe in 1 Johannes 4 vers 10, dat dit is hoe ons liefde leer ken het, van 'n God wat sy seun gestuur het en opgeoffer het, een offer om die hele wêreld te red. Dit is ware liefde. As jy saam met Jesus beweeg, dan verwag jy om op te offer. En saam met jou opoffering kom pyn en lyding en seer. Dis die lewe wat jy wil hê. Hoekom het Jesus met hierdie siege geleef? Ek dink wat teoloë ons leer is, dat Jesus het hierdie idee van opoffering gekry, soos enige Joodse seun uit Genesis 22. Hier is die siege van 'n Jood, waarmee 'n Jood groot word, is hierdie verhaal van Abraham. Na verloop van tyd het God Abraham op proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op, een van die berge wat ek vir jou sal wys. Nou, as jy die storie van Abraham ken, dan sal jy besef, hy en Sarah het kinders gehad, toe hulle glad nie eers kon dink om 'n kind te hê nie. Daardie fabriek was toe. Ons almal weet dit. Is onmoontlik. En hier kry hulle hierdie groot geskenk, hierdie wonderwerk van 'n seun. Onthou, hierdie is nadat Sarah gesê het, slaap met my slavin, dat jy 'n kind kan hê, Abraham. Hulle het klaar hulle eie oplossings probeer uitdink, en hier kom hierdie wonderwerk van Isak. En wat sê God? Kom, offer dit vir my. Offer dit vir my. Ons sien dat God voorsien. God voorsien. Terwyl hy op pad is om sy seun terug te offer aan God, sê God vir hom, nee, ek voorsien vir jou. En is asof Abraham daar kan wegstap met sy seun, en hy weet, God het dit regtig vir my gegee. Jy sien, daar's 'n anatomie van opoffering.
Die teoloog, ek dink die beste teoloog van ons tyd, Ronald Rolheiser, sê, ons almal ontvang 'n geskenk van God. Ons almal ontvang 'n lewe van God. Jesus sê ons moet dit kom teruggee, dis baie belangrik. Maar ek kan onthou, ek was 'n klein seentjie. In ons huis was daar 'n reël, jy kry eers 'n horlosie as jy 10 is. OK. Ek weet dit klink onmoontlik, maar dit was die reël. OK. So ek was in die koshuis, so ek het gelewe op 'n klok. As die klok lui, moet jy iets doen. Daar was nie horlosies nie. Maar as jy 10 geword het vir jou 10de verjaarsdag, het my pa vir ons 'n Casio horlosie gekoop. OK. Maar eendag kom kuier een van my ma se susters by ons, Tannie Amelia, en sy bring haar nuwe boyfriend oom Joe. En oom Joe wil ons impress en ek is net 8 en hy koop vir my 'n horlosie. Nou maak ek daai geskenk oop. Nou weet ek, jy's 2 jaar te jonk. Jy gaan hierdie ding moet teruggee. En ek stap na oom Joe toe en ek sê, oom Joe, I'm only 8. Hy sê, what the has that to do with it? Oom Joe het nie die Here geken nie. Okay. So sy taalgebruik was 'n bietjie dodgy. En ek kan onthou, ek kyk na my pa en my pa het net so geknik. Toe weet ek, dis my horlosie. Ek het die vryheid om dit aan my arm te sit. Dis werklik 'n geskenk vir my. En dis die tweede punt van die anatomie van opoffering. As jy ontvang 'n geskenk en dan probeer jy dit teruggee, soos Abraham. Dis te goed om waar te wees. Ek het klaar droog gemaak. Ek het self 'n kind probeer hê met 'n slavin. Is hierdie seun werklik vir my? Is God se bedoeling dat hy my nog wil seën? En Abraham besef, ek moet hierdie kind gaan offer. Ek verdien hom nie. En God stuur hom terug. Abraham kry sy geskenk terug, dis die derde punt. Sonder skuld en met vryheid kan hy dit geniet. Opoffering is die mees betekenisvolle lewe wat ek en jy kan leef. Jesus sê 'n interessante ding, hy sê saad moet in die grond val en dit moet sterf. Saad gee sy lewe op in die grond. En dan ontkiem dit, en daar kom nuwe lewe. En daar's vrug vir 'n klomp mense. Is dit beter vir die saad om saad te bly, of om dood te gaan, en iets te bring, 'n verskil te maak, 'n bydrae te lewer? Het jy al gehoor hoe sê boere, ek het vandag al die saad gaan begrawe? Nee. Boere begrawe nie saad nie, hulle plant dit, hulle saai dit, want hulle weet, as hy saad gesterf het, gaan dit opkom, en daar gaan resultate wees. Dis hoekom ons die dood nie vrees nie, want ons word nooit begrawe nie. Ons word net geplant, ons weet is net 'n kwessie van tyd, en dan gaan opstanding kom in ons lewens. Dit is die goeie nuus. Jesus is uit die dood uit opgestaan na sy opoffering en daarom hoef ek en jy geen opoffering te vrees nie. Ons moet dit omhels. Jesus sê, hardloop na opoffering toe, nie weg van dit af nie. Maar te danke aan swak teologie en kerke wat wil geld maak, sit ons met hierdie idee dat as jy jou geld gee, gaan God jou seën en jy gaan meer kry. As jy jou tyd opoffer, gaan God jou seën en jy gaan meer kry. Daar's genoeg kerke daar buite wat glo in hierdie voorspoedsteologie en dis hoekom helfte van Christene sit met hierdie geloofskrisis. Hoekom gaan dit nie goed met my nie? Want ons het hierdie illusie van 'n perfekte lewe geskep vir mense. Kyk na die woorde van Ronald Rolheiser. Dit is belangrik om die woorde te verstaan. Hy sê, in our Western world today, there are thousands of women and men, often in their 40s and 50s, waar ek is, who are lying on psychiatric and counseling couches and telling their therapist, I've never had a chance to live my own life. It seems like I've always had to live for others, sacrificing what I wanted out of life. It was either my family or my spouse, or my kids, or my church, or my community, always the demands of others. I've never really had the chance to live for myself.
On the one hand, that can seem like a tragedy. You never got to live your own life. On the other hand, it is perhaps better at the age of 40 or 50 to be frustrated in therapy, lamenting how much you've had to do for others, than living in the schmuck assurance that you were always able to do everything my way. Mag ons 'n gemeente wees wat sit by sielkundiges, omdat ons te veel opgeoffer het. Mag ons 'n gemeente wees wat op 'n plek kom wat ons nie die sielkundiges nodig het nie, wat ons weet om Jesus te volg is 'n lewe van opoffering. Dis hoekom sê Karl Rahner, die grootste teoloog van die 20ste eeu, in this life all symphonies remain unfinished. Dis hoe jy gaan sterf. Gaan nog baie goed wees wat jy wou doen, mense wat jy wou vergewe, goed wat jy wou regstel. Dit is die lewe wat ons leef, 'n lewe van opoffering terwyl ons Jesus volg. Nou, hoe doen ons dit? Prakties. Hoe beoefen ek die dissipline van opoffering? Eerstens, jy begin klein. Ek het hierdie week 'n potgooi geluister van Klaus Kleinfeld. Hy was die CEO van Siemens. Hy het hulle omset gevat van $45 biljoen na $90 biljoen. 'n Ongelooflike turnaround strategie wat hy gehad het, Klaus Kleinfeld. En toe neem hy in Amerika Alcoa oor, ook 'n tech company, en hy het hulle waarde vertrippel in net 5 jaar. En die persoon wat hom interview vra vir hom, hoe het jy dit gedoen? Hy het gesê, ek het begin met klein opofferings in hierdie maatskappye. My eie status as CEO begin opoffer. Hy sê, ek het baie aande laat gewerk, 18 ure, van 6 uur die oggend tot 12 uur die aand. Hy sê, en hoe dit werk in Amerika, 6 uur die aand, dan kom die cleaning crews en dan maak hulle die kantore skoon, as die werkers nie daar is nie. Hy sê, en dan gaan ek na die badkamer toe, dan kry ek die ou wat die badkamer skoon maak. Hy sê, en dan stop ek, en ek begin met hulle gesels. Ek vind uit wie hulle is. Hy sê, daar was hierdie een ou in die badkamer met wie ek gewerk het vir jare lank. Hy was van Albanië af. Ek's van Duitsland. Ons het gepraat oor, hoe mis ons ouers. Hulle word ouer, hulle word siek, en ons is nie daar vir hulle nie. Hulle het gepraat oor hoe skuldig hulle daaroor voel. Die dag toe daai man van Albanië aftree, toe kom sê hy, dankie vir Klaus. Toe sê hy, Klaus, you restored my humanity. You must understand, most people who walk into a bathroom, they just see through me. And you spoke to me. And you reminded me that I have worth. Klein goedjies, dis waar dit begin. Stel jy nog belang in jou vrou, jou man, jou kinders, jou broers, jou susters, jou ouers? Die bediende wat in jou huis werk, verstaan jy van waar sy kom, wat haar behoeftes is, wat sy nodig het? Maak jy opofferings? Gee jy minder vir jou kinders, dat jy haar kan help om haar kinders deur die skool te kry? Doen jy dit? Dis waar jy begin. In jou eie huis, klein opofferings. Nommer 2, voer 'n stryd teen jou gemaksones. Die grootste boosheid, die grootste demoon van ons tyd is gemak. Gemak maak jou dood. Almal sê sitting is the new smoking. Ons hou net van sit. Maak ons dood. Is gemaklik om net te sit. Waar is jou gemaksones? Wat doen jy daarmee? Veg jy teen jou gemaksones? Doen jy goed om jou intentioneel uit jou gemaksones uit te kry? Strek jouself 'n bietjie. Die laaste ene, die kerk. Ek wil vir julle sê, ons sit vandag net hier en ons stel al hierdie kinders voor. Ons het laasweek 17 mense gedoop.
Ons het vandag 30 gesinne in ons nuwe lidmate klas. Dit gebeur net omdat 'n klomp van julle wat hier sit, opofferings gemaak het. Daar's van julle wat van 2001 af toe hierdie gemeente geplant is, getrou elke jaar opofferings gemaak. Dis hoekom ons vandag hier sit. Met hierdie wonderlike kinders wat ons in die Here kan opdra. 17 mense en die engele juig oor elkeen. Dis hoekom. Julle maak opofferings week na week. Nie verniet nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 58. Ons opofferings vir die Here is nooit verniet nie. As jy vandag hier sit en jy maak nie opofferings nie, ek wil vir jou sê jy mis uit. Jy lewe 'n lewe van boosheid. Die duiwel het sy kloue in jou. En jy moet begin opoffer. Kom uit jou gemaksone. Vat jou tyd, jou energie en jou geld en begin dit opoffer vir iets groter as jou selfsugtige bestaan. En as jy dit vandag begin doen, gaan jy eendag vir my dankie sê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorbeeld. Here, dankie dat U vir ons wys dat hierdie lewe net sin maak as ons opofferings maak en vir iets leef wat groter is as ons eie selfsugtige bestaan. En ek wil vra dat ons 'n gemeente sal wees en sal bly van opoffering. Here, elke persoon wat vanoggend hier sit, U weet wie hulle is. Die mense wat groot opofferings gemaak het vir hierdie gemeente, dat ons vandag hier kan wees en kan kerk hou. Seën hulle. Here, gee hulle guns. Gee hulle die opofferings wat hulle gemaak het terug, sodat hulle sonder skuld en vryheid kan lewe met dit. Ek wil dit bid vir ons as 'n gemeente, dat ons nooit sal vergeet dat U ons voorbeeld is nie. Nie die verbruikerskultuur daar buite nie, Here, maar dat ons geprogrammeer wil wees volgens U woord. Ons wil U voorbeeld volg, Jesus. Heilige Gees, kom versterk ons. Kom help ons om getrou te kan wees in hierdie lewe van opoffering. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, die parkeerterrein is baie vol. So ek gaan jou vra om met groot geduld vandag uit hierdie parkeerterrein uit te ry. As jy die mense groet, gebruik al jou vingers. Dit is baie belangrik. Ons gaan al 2 hekke oopsluit. So ry versigtig en geduldig uit by een van die 2 hekke. En veral as jy daar by die stopstraat kom ons vat geduld. Ons gaan nou lekker saam kuier, koffie saam drink en kuier daar buite. En kom ons wens hierdie tieners geluk. As jy hulle daar buite sien, dis die ouetjies met ballonne, wel die van hulle wat nog hulle ballonne het. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.